familie bymekaar kom, dis een van die eerste goed wat jou opval, wie is nie hier nie. En dan wonder mense, hoe gaan dit met hulle? En daarom dan ook vanoggend dat ek dit hier wil doen. Ons dink aan, ek wil saam voorbinding doen hiervoor. Dis dieselfde lysie as verlede week. Dit voel net vir my dat dit verkeerd sou wees. In die res van die liturgie pas hierdie nie presies mooi in nie. En ek het gedog om dit heeltemal vandag net te los, maar dis daarom ook nie reg nie. Dit voel net, ons moet saam voorbinding doen vir hulle wat dit so nodig het. So kom ons begin en dan bid ons saam daarvoor. Ag onse Vader, as ons so voor U kom en ons sien uit na die gemeenskap wat ons met mekaar het en met U, dan gaan ons harte dadelik uit na hulle wat in beproewing is. Ons dink aan Sunay en die swangerskap, die baba wat op pad is in die laaste dae van hoe angstig 'n mens kan wees, en ons vra, ag Here, wil U vir hulle dit rustig maak en vir hulle vrede gee en hulle juis hulle fokus op U rig, dat alles in U hande is. Ons wil hulle wat siek is aan U opdra. Vir Johan Steenkamp, by die huis wil ons vra, Here, maak hom sterk en by die huis vir Bets ook versterk. Ons vra vir elke ene wat ons voorbinding doen, Here, ook vir hulle geliefdes, dat U hulle sal vrede gee. So dra ons vir Wally aan U op, en dankie vir sy teenwoordigheid en sy getuienis hier by ons in die gemeente. Ons wil vir Anne-Marie Venter aan U opdra. En U dank vir die mooi plek wat sy is na geloof, dat die kanker haar nie pla nie. En dat sy by U vas is. Net so vir Bram Jacobs, na sy operasie, wil ons hom aan U opdra. Dankie vir Dominee Martin van Helden, dat dit met hom goed gaan. Ons wil vir Hans Kreer aan U opdra. En vir Kotie Pretorius. En vir Geert Libbinge en Lente Libbinge, vir Billy Fischer. Here, en elkeen onder ons wat oulik is, of wat familie het wat oulik is. Ons wat besorgd is oor ons geliefdes wat ver is, party van hulle ver van U. Ons wil vir Rassie en Lucy aan U opdra, as hulle nou weer terug aan Maleisië toe, dat U hulle juist daar weer sal versterk en gebruik as getuienis, soos wat U vir hulle die geleentheid sou gee. Ons wil vir Jaap aan U opdra en sy alleen wees en sy aanpassing. En dan wil ons dankie sê vir hulle wat U roep om in die gemeente te dien. Vir diakens en vir ouderlinge. Ag Here, wil U hulle van binne af aanvuur en hulle juis hulle oë oopmaak om te sien hoe U wil hê hulle moet dit doen en hoe hulle dit dan raak sien dat die gemeente nodig het. Ons wil dankie sê in besonder vir hulle gesinne wat saam opofferings maak. Help ons, Here, almal dat dit vir ons 'n vreugde sal wees, om selfs soos Paulus te kan sê dat ons verlang daarna om deel te hê aan die lyding van Christus, selfs wanneer ons diens lyding sou inhou, maak ons onverskrokke en vasberade. Seën ons vanoggend saam, Here, in U teenwoordigheid. Amen. Welkom ook aan almal wat inskakel, en mag dit vir julle en vir elkeen hier, mag die Here iets in ons midde doen vandag. Verlede week se boodskap met die dialoog wat daar was tussen Ebelberg en Gerisenberg het my regtig diep aangegryp. Daai twee gesprek. God wat praat en dan die volk wat toeëien. Die volk wat sê ja, die volk wat sê ons staan daarvoor in. Die seëninge wat hulle ontvang het. Dan sê hulle dankie daarvoor, maar ook die vloeke wat afgekondig word, die strawwe wat afgekondig word, en daai gesprek van God wat praat met sy volk en sy volk wat reageer en beaam. En dis hoe ek vanoggend die hele diens wil doen. Dat ons so op die nagmaal fokus. Eers, wat is dit wat ons verkondig? Die evangelie van Christus wat ons in herinnering roep. En dan die selfondersoek en die gebruik van die nagmaal. Soos ek voorheen al gesê het, moenie dat vandag se gebeure nou langs jou gebeur nie. Moenie soos 'n vlieg teen die muur sit en kyk wat hier gebeur nie. Maar klim saam met my
binne in dit wat ons hier doen. Dat wanneer ons sing, God is hier teenwoordig, dat dit jou belydenis is, dat jy sing, hy is hier teenwoordig. En wanneer ons sing dat hy die nagmaal ingestel het, laat dit dan jou getuienis wees, dat dit jy is wat met God praat en beaam en reageer op dit wat ons lees uit sy woord. Kom ons bly dan so sit en ons sing dat God teenwoordig is. Ons is in sy teenwoordigheid. Soos wat hulle daar by Ebelberg en Gerisimberg rondom die ark van die Here was, met sy simbool van teenwoordigheid tussen hulle. So weet ons, sê hy deur sy gees, is hy hier, die Almagtige. En kom ons roep almal op om hom te aanbid en ons vra hom vir vrede, vir vergifnis. Kom ons. Uit 1 Johannes verklaar ons, hierin is die liefde van God geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, toe hy sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. En daarom groet hy ons met sy seun, die gemeente van God hier in Pinetown, wat hy in Christus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. En verder, aan almal, waar julle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus as hulle Here, ons Here. Aan almal van julle genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom staan en dan loof ons hom, lof sing die Here. Loof hom, hy is die Heer van alle Here. Kom almal, kom loof hom, alles wat asem het op hierdie wêreld en oral in tydlose sfere, almal loof die Here. En dan bly ons staan.
Terwyl ons so staan, kom ons bid saam. Ja, onse Vader, ons oë is op U gerig. U is die lig. U is die Here van alle Here, die Koning van alle konings. En tog, Here, is hier tussen ons, is U by ons. Ons by U. Mag dit ons aangryp, Here, en te weet watter wonder dit is, dat deur Christus U vir ons ruimte maak om by U te wees, in U allerheiligdom, voor U troon. Ons is opgewonde oor die teenwoordigheid, ons is opgewonde oor die verryking wat ons hier kan ontvang uit U woord uit die sakrament wat ons saam gaan gebruik. Om saam te onthou watter offer U gebring het, om mens te word, om Uself aan die kruis te gee en die lewe prys te gee. Om te onthou dat U oorwin het in opstanding, opgevaar het na die hemel en daar U verheerliking ontvang het, om eendag weer te kom in al U glorie. Om hier saam met brood en wyn te kan bevestiging weer vind dat ons is deel. U maak ons deel van U verbond wat U beseël, waarborg in Christus se bloed. Daarom vra ons, Here, deur U Heilige Gees, wil U ons nou aanraak in ons harte. Gryp ons diep in ons wese, Here. Werk met U Gees in ons. Amen. Julle kan maar sit. Die nagmaal se wortels lê in die Pasga. En die Pasga vind ons uit Eksodus 12 uit. Ek lees vir ons daar 'n hele paar verse. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van die maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en aan die bokante van die deurkusyn in elke huis waar julle die lam gaan eet. Dit is die Paasfees van die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet julle as 'n gedenkdag hou. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here hou. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. En as julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dit is die Paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Die volk het in aanbidding gebuig. Hulle moes 'n sondelose, onskuldige lammetjie slag. Die bloed teen die kusyne was net bloed, maar dit was 'n teken, waarvan? 'n teken van hulle geloof. Hulle het God geglo dat daardie teken vir hulle redding sal bring. En wanneer hy verbyloop en hy sien die teken van hulle geloof, het hy hulle gespaar. En jaarliks het hulle dit gevier. Hulle het 'n verlossing gevier wat reeds in die verlede gebeur het. Maar ons weet dat in daardie viering was daar ook 'n profesie. 'n Profesie van 'n verwagting wat sekerlik sou kom. Die onskuldige lam van God, wat met sy onskuldige bloed verlossing, reiniging sou bewerk. Verlossing van die helse doodstraf op sonde. Vir elkeen wat glo. En dan daar laaste Pasgafees, daardie herinneringsfees, die Paasmaaltyd voor Jesus homself sou gee aan die kruis. Daar verander hy hierdie Pasga sakrament.
En hy verander dit na die nagmaal om dit nou die volle betekenis daarvan te gee. Ons lees dit in Lukas 22. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna het hy die beker, spreek hy die danksegging uit en hy sê: Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit. Hy breek dit en hy gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. En met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Terwyl ons so sit, kom ons verkondig presies dit, dat die Here die paasmaaltyd, daar het hy homself die tekens van die brood en wyn gegee, as nuwe sakrament. Gebruik dit tot my gedagtenis. Kom ons herdenk in gehoorsaamheid wat gebeur het. Dat Jesus Christus deur sy Vader gestuur is, presies soos wat sy Vader beloof het, reg van die begin af. Hy is die een wat die slang se kop sou vermorsel. Hy is die nakomeling uit Abraham en wie al die nasies van die aarde geseën sou wees. Hy gee homself as God se onskuldige offer. Ons lees in Jesaja 53. Onthou, hy was God ook, God en mens, Jesus Christus. Hy was verag en deur mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na 'n slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is wanneer hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van sy volk, van my en van jou.
Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Terwyl ons sit, kom ons sing van hierdie pyn wat hy moes ly. O Seun van God, ons kan u lyding ons nie indink nie. Dat u as die Allerheilige, die Alwetende, die Almagtige, u heerlikheid prysgee vir 'n tyd om tussen ons hier in die stowwerige aarde te kom lewe, om een van ons te word, om in alles te kom deel. En juis in alles hier die perfekte sondelose te lewe, om elke gebod van God na te kom. Absoluut heilig. Soos wat ons almal moes wees. En dan daardie laaste dae, terwyl jy geweet het wat kom, die skeiding van die ewige eenheid wat jy het met Vader en Gees, dat dit op die drempel was. Die geweldige lyding in liggaam, dat u as die Almagtige bespot en verag word. En dat nie in 'n woord sê nie. Want dit was u roeping. Een na die ander gesel hou op u. En dan die kruis. Ja, maar baie meer as hierdie liggaamlike lyding, daardie skeiding uiteindelik, dat u moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dat u wat vir ewig nog altyd een was met hom, dat u daar 'n helse Godverlatenheid moet belewe. En u doen dit vrywillig, uit liefde. Ag, mag ons tog sien hoe geweldig die straf is op ons sonde. Mag dit ons aangryp, om daarbey dan ook te sien die wonder van u liefde. Daaraan dink ons. Veral vandag, wanneer ons die brood en die wyn gebruik.
dat u liggaam geskeur is, om vir ons 'n nuwe pad te maak na God toe tot in die allerheiligdom. Dat u lewensbloed stort, om ons te kan reinig. Help ons om dit te onthou. Amen. Mens kan jou die verwarring van sy disippels nie indink nie. Hulle wat saam met hom was, dag na dag. Daardie vraag wat hulle vra op pad Emmaus toe, was dit dan die einde? Is dit hoe hierdie hele verhaal in tragedie eindig? Was daardie koninkryk van hom wat sou kom dan net 'n naïewe droom? Nee, die beste was op die drempel. Ons lees daarvan in Matteus 28. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe gaan kyk. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Maar hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader. Kyk, daar is die plek waar hy gelê het. En gaan gou, gaan sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien." Jesus se opstanding is die absolute bewys dat alles wat hy gesê en alles wat hy geleer het, waaragtig waar is. As daar een ding is wat hierdie hele evangelieverhaal waarborg, dan is dit sy opstanding. En sy opstanding was nie maar net in 'n paar nie. Gaan lees maar wat skryf Paulus in 1 Korintiërs, aan hoeveel het hy verskyn? As jy in enige hofsaak sou kom, dan sou hulle sê, bo alle redelike twyfel is bewys hy het opgestaan. Ons hoef dit nie te glo nie, ons kan dit maar weet. Die wonder. Jesus het uit die dood opgestaan. En sy opstanding uit die dood beteken so baie. Ook vir my en vir jou. Ons lees in 1 Petrus 1, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hoor jy? Hy het vir elke een wat glo 'n nuwe lewe gegee in Christus se opstanding. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel reeds vir julle in bewaring gehou word. Jesus het opgestaan. Kom ons staan en dan sing ons hierdie belydenis uit, hierdie vreugde, die Here het waarlik opgestaan. Daarna bly ons staan.
na sy oorwinning, sy verheerliking en die opvaar na die hemel. En later met sy wederkoms sal hy in absolute volle glorie alles oortref. En ons, in Handelinge 1, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle nog na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En julle aan die einde van die Bybel, in Openbaring 22, sê Jesus dit self. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Die Gees en die bruid, dit is ons, die kerk, sê kom. En elkeen wat dit hoor, moet sê kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet kom en kry verniet. Hy wat alles getuig, sê ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Met blydskap bely ons dat sy dood vir ons verlossing gebring het. Dat sy opstanding vir ons nuwe lewe gebring het. Vrede met God waar ons nou lewe met 'n absolute wonderlike verwagting van sy koms. Kom ons sing dit sonder begeleiding saam. As hy weer kom, kom al hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. By die Vader, laat hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ek kan sit. En dit is die hele evangelie wat ons in herinnering roep wanneer ons nagmaal gebruik. Alles daarvan. Ons vier dit. Ons dink nie dit in herinnering daaraan nie, ons vier dit in 'n opgewonde blydskap, want deur die werking van die Heilige Gees kry elke een wat glo gemeenskap met God, Vader en Seun, soos wat ons lees in Johannes 1 vers 3. En omdat ons elkeen met hom gemeenskap het ons gemeenskap met mekaar wat almal in hom is. Kom ons gebruik dan die nagmaal. Soos wat hy dit ingestel het en soos wat hy ons beveel het om te sê, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons roep in verwondering met diep dankbaarheid en 'n onoortreffelike blydskap en 'n belydenis dat ons in hom glo.
En dat ons, omdat ons in hom glo, aangeneem word as kinders van God. En dat ons daarom deel kry aan al die gawes van Jesus Christus. Dat ons daarom deel kry aan Jesus Christus self. Dat ons dan saam met Paulus sal bely en uitsing, dat deur die Heilige Gees se gemeenskap wat hy met ons werk, dat ons saam met Christus gekruisig is. En dat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Christus wat in ons lewe. Maar juist dit moet ons laat oppas. Hierdie belydenis, dat ons een is met Christus, moet ons nie ligtelik opneem, sonder om te besef wat dit inhou nie. Paulus waarsku baie sterk in 1 Korintiërs 11. Hy sê elkeen wat op 'n ongepaste manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nagmaal is nie maar brood en wyn nie. Dit is net brood en wyn, maar dit is baie meer. Dit bely en dit beleef 'n gemeenskap met Jesus Christus self. Met die hande vat ons en met die monde eet ons brood en wyn, maar met die Gees, Jesus Christus. En daarom gee Paulus die opdrag baie duidelik in vers 8. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voordat hy van die brood eet en van die beker drink. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sal ons nie onder die oordeel kom nie. En wat is hierdie selfondersoek dan? Dis soos 'n refrein wat reg deur die evangelie loop. Besef wat ons sondenood is. En die totale verlossing deur geloof in Jesus Christus, en dan die ywer en die toewyding van 'n nuwe lewe wat die Gees in ons werk. Kom ons doen dit saam. Hierdie selfondersoek. Kom ons bid saam en ek gebruik die woorde van Psalm 139. Here, U sien dwars deur my. U ken my. U weet alles wat ek doen en alles wat ek nie doen nie. Selfs nog voordat ek aan iets kan dink, weet U al wat dit gaan wees. U weet watter woorde ek gaan sê nog voordat dit by my mond uitkom. En so kom ons elkeen en almal saam voor U en ons vra, Here, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog in my die onrus raak, en kyk, Here, of ek nie op 'n verkeerde pad is nie, en lei my dan op U beproefde pad. U sien dwars deur my, toets my, en maak die uitslag aan my bekend, Heer. Amen. Ek wil jou vra om in jou gedagtes saam met my voor die beskuldigde bank van die Here te gaan staan en beoordeel jouself in jou lewe. Toets jou gehoorsaamheid, jou ywer, jou toewyding. Romeine 3 stel duidelik, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, nie een wat regtig vra na die wil van God nie. Almal, ook ons, ek en jy, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En in 1 Johannes 1, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, dan lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.
As ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie. En daarom wil ek vir jou so 'n minuut of 2 stilte gee, dat jy voor die Here kom. Kyk in jou hart en erken dan jou sonde. Bely dit voor hom. Elke detail daarvan. Sê vir hom wat dit is, moenie wegsteek nie, moenie doekies omdraai nie. Hy ken reeds elke detail daarvan. Ons lees in Joël 2, maar nou sê die Here, kom met julle hele harte terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Kom ons bid saam, en hiervoor gebruik ons Psalm 130 en Psalm 51. Ons sing eers Psalm 130 vers 1, ons gaan dit sonder begeleiding sing, dan gaan ek vooruit Psalm 51 en dan sing ons vers 2 van Psalm 130. By dieptes van my sonde, waar oor my verteer, roep ek in die stonde, tot U my God en Heer. Kom nou my smeekstem luister, let op my pyn en smaak. O God, wees my genadig in U troue liefde. Wis my oortreding uit in U groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg, U oordeel regverdig. Neem tog my sonde weg, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel in die besef van my sonde nood. Laat my weer jubel,
Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Wie verwag opregtheid diep in 'n mens se hart? Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Red my van ondergang, my God, my redder. Dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met toewyding dien. Kom ons sing verder. So U as regterhandel, o Here, majesty, ons goddelose wandel, ag wie sou dan bestaan, maar nie daar is vergewe, altyd by U gewees, so word hier met bewering, regtindelik gevrees. Ja, by hom is daar vergewing. Wanneer ons uitroep, en dis die tweede deel van ons voorbereiding, as ons hierdie dieptepunt van sonde nood het, dan roep ons ook uit soos in Romeine 7, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan antwoord die Heilige Gees in Paulus se stem, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. In Johannes 3, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hulle nie in die enigste seun van God geglo het nie. In Johannes 1, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. In Hebreërs 10, Jesus het een offer vir die sonde gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder is, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met julle in daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal julle my wette in die hart gee. In julle verstand sal ek dit skrywe. En dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Dis die blye evangelie van Jesus Christus. Kom ons staan en dan sing ons in jubeling uit. Ek wat vergifnis ontvang het, ek loof en prys U deurentyd. U het my teruggebring as U kind. Kom ons sing dit saam terwyl ons staan en daarna gaan ons weer sit.
kom ons bly staan. God het ons teruggeneem as sy kinders, deur geloof in Jesus Christus, bring hy ons weer aan by hom. 2 Korintiërs 5, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. En hy wat vir almal gesterf het, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die doop opgewek is. Romeine 12. En nou, na al hierdie wondere van Christus, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van hierdie groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat julle verander, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom aanneemlik en volmaak is. In Efesiërs 4, hou dan op om te lewe soos wat julle voorheen gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as God se beeld herskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Galasiërs 5, julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet die jou naaste lief hê soos jouself. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor julle begeertes van julle sondige natuur nie. En dit is die derde deel van ons voorbereiding voor ons nagmaal gebruik. Ons ken ons sonde nood. Ons is totaal daarvan verlos, maar Jesus gee vir ons deur sy Gees 'n nuwe lewe en so moet ons 'n voorneme hê om so nuut te gaan lewe. Kom ons sing dit juis, neem my lewe. Neem my Here, lewe Here, en laat dit vir U meer en meer aan U gewy wees. Kom ons sing hierdie verse van lied 308. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot droom, deur U Gees wat in my woon. Druk my rond, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Dit is wat ons vier in die nagmaal. Dit is wat ons onthou in die nagmaal. En dit is hoe ons voorberei vir die nagmaal, om die nood te ken wat ons dryf na Jesus Christus toe,
die erkenning, die berou, die belydenis daarvan, maar dan die wonder van verlossing. Deur 'n geloof wat hy uit genade vir ons gee. Dat hy ons sondes op hom neem en sy geregtigheid, sy volkome heilige lewe vir ons gee. Sodat ons juis daarin sal lewe met toewyding as verlostes, as nuwe mense. En daarmee, kom sit aan die tafel. Kom ons maak die tafel vol. Die ander wat in die bank is, maak seker jy kry jou brood en jy kry jou wyn. As jy dalk vergeet het, het jy gekry. As jy vergeet het, gaan kry gou en kom ons sit aan die tafel van die Here. Deur geloof in Jesus Christus ontvang ons sy volkome geregtigheid. Oordeel God ons nie meer volgens ons dade nie, daarvoor het hy hom gestraf. Maar oordeel God ons volgens Christus se dade. Ons kom daarom na hom toe soos dooies wat na iemand toe kom wat lewend maak. Christus is die voedsel van ons gees, van ons siel. Die Vader nooi ons uit dat hy ons sal verkoop, dat ons nuwe krag sal put, totdat ons hom in ons onsterflikheid en heerlikheid altyd sal wees. Die tekens van die brood en die wyn is 'n verseëling, dit is 'n waarborg van Christus se hartlike liefde. Ons eet brood en wyn, maar Jesus Christus is die brood van ons lewe. En met daardie selfde gees wat hy ons aan hom bind, bind hy ons aan mekaar. Dink maar bietjie en kyk maar bietjie. Elkeen van ons, soos wat ons hier sit, is aan mekaar gebind met dieselfde gees wat ons in Jesus Christus self bind. Kom ons hef ons harte op na hom wat aan die regterhand van God is. En ons sing hierdie lied 525 saam, soos gewoonlik. Gemeenskap met die geliefde seun Jesus Christus vier. En ons bid, hy stuur die lewendmakende gees sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel wat ewige lewe skenk. Amen. Die brood wat ons breek, en vat maar jou stukkie brood en breek hom. Soos Jesus Christus se liggaam gebreek is, dis waaraan ons dink. Die brood wat ons breek,
is gemeenskap met die liggaam van Christus. Vat dit, eet dit. Dink daaraan en glo dat die liggaam van Christus vir jou, vir ons gegee is. Die beker met wyn is gemeenskap met die bloed van Christus, waarmee hy die nuwe verbond verseël, waarborg. Vat dit en drink daarvan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Kom ons loof hom en ons sing van sy glansryke heerlikheid, van sy majesteit. Kom maar sit. So by nabaat. As ons terugkyk na die hele belewenis, dit wat ons onthou het, ons voorbereiding daarvan, dit wat ons nou kon beleef. Kom ons sluit af met hierdie lied 158. Dat ons hom loof, dat die hele skepping hom hulde bring, dat hy heers oor alle lande, dat hy ons skuld vergewe het, dat hy ons lewensbrood is, en dat hy vir ons nuwe lewe gee. Kom ons sing dit saam terwyl ons staan en dan bly ons staan.
gaan lewe hierdie verloste lewe in die opgewondenheid van die Here met sy seun, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by jou wees. Amen. Ek dink ek het vergeet om te sê in die begin dat die kollekte vanoggend gaan vir die emeriti. Dis vir predikante wat reeds geëmeriteer het en party van hulle oor die jare, hulle kry maar swaar. So dis waarvoor die kollekte gaan, helfte aan die een kant en die helfte aan die ander kant. Daar's nie ander afkondigings nie. Miskien net vir Jan. Ek het jou misgekyk, so ek sou jou chocolate bring op pad buite toe. Kom ons gaan drink lekker koffie en tee saam met mekaar. Ek dink ons het dalk genoeg gesing vir vandag. Ons sing die vrede weer môre.